Daar's hy, goeienaand. Hoekom is julle hierso? Hoekom is julle hierdie naweek hierso? Hoekom is julle vanaand hierso? Wat het julle laat besluit om hiernatoe te kom hierdie naweek? So julle hoef nou nie vir my te sê nie, maar dink net daaraan. Ek het gedink, hoekom is ek hierso? Hoekom is ek hierdie naweek hierso? Hoekom is ek vanaand hierso? Ek dink meeste van julle weet nie wie ek is nie. Ek weet nie wie meeste van julle is nie. En toe hulle gebid het vanaand, toe iemand het gesê dat ons meer van Jesus kan leer, dat ons meer soos Jesus kan wees. Daar's een belangrike ding wat ons moet besef, en dit is, as ons meer soos Jesus wil wees, dan moet ons minder soos ons self wees. Maak dit sin? Ons kan nie meer soos Jesus wil wees, maar dieselfde wil bly as wat ons nou is nie. Dit is iets baie belangrik wat ons moet verstaan. Daar's baie mense wat sê, dat hulle wil meer soos Jesus wees, maar hulle is nie gewillig om 'n verandering te maak in hulle lewe nie. So hierdie naweek gaan ons praat oor moeilike dinge, ons gaan praat oor harde dinge. Ons gaan nie om die bossie loop en snaakse stories vertel en alles, en dan gaan ons die naweek weg, en dan dink ons, dit was nou 'n lekker kamp gewees, lekker funny stories geluister, en so aan. En dan doen ons net hierdie selfde ding oor en oor vir nog 100 jaar, en dan sit ons net hier so op die klip, soos wat ons nou gedoen het vir so lank, en dan gaan dinge nou maar net aan en aan. Ergens langs die pad moet ons 'n belangrike keuse maak, wat ons werklik meer soos Jesus gaan wees, en minder soos ons self gaan wees. So kom ons bid net weer eens saam. Ons Vader wat in die hemel is, nou bo enigiets anders, vra ons vir die gawe van die Heilige Gees, om ons te leer wat waar is. Ons bid en ons vra dit alles in Jesus se naam alleen. Amen. So ek het so 'n paar vrae wat ek vir julle wil vra. Die eerste een is, as julle op 'n vliegtuig klim, julle het seker al gevlieg, ek glo julle het seker al gevlieg. So ek moes nogal lank gevlieg het om hier so uit te kom. So, as jy geweet het, dat as die vliegtuig vlieg, elke een uit 2 vliegtuie wat vlieg, gaan val, so jy nog steeds bereid gewees het om te vlieg. As jy geweet het dat 50% van alle vliegtuie wat vlieg, gaan val, so jy nog steeds op 'n vliegtuig geklim het. Miskien nie. In Thailand het ons hierdie vrug, hulle noem dit die koning van vrugte. Miskien het julle dit nog nie gesien nie, hulle noem dit durian. Dit is die tipe vrug. Doring so aan die buitekant, baie lekker aan die binnekant. Of mense haat dit, of mense is baie lief daarvoor. Jy mag dit nie in die publiek vat nie, want dit het 'n baie sterk reuk. Nou as ek vir jou gesê het, elke een uit 3 mense wat durian eet, gaan baie siek word, so jy durian geëet het. So vir sê, 1 uit elke 3 mense, miskien sou jy dit nie geëet het nie. In Thailand, baie mooi eilande, mense hou daarvan om te gaan vakansie hou daarso, en dan moet jy op 'n bootjie klim, daarso by die see om na die eilande toe te gaan. As ek vir jou gesê het, dat 1 uit elke 4 bootjies, wat die mense mee uitgaan, sink, sou jy op so 'n bootjie gegaan het. So 1 uit elke 2 vliegtuie, 50% van die vliegtuie val, 1 uit elke 3 mense wat die durian eet, word siek, 1 uit elke 4 van hierdie bootjies, hulle sink, sou jy op enige van hierdie goeders gegaan het, sou jy enige van dit gedoen het. Ek dink as jy meer as so 2 breinselle het, dan sou jy gesê het, nee, dink jy is 'n goeie deal nie. Wat van as daar 'n straat is, daarso in Johannesburg, en ek sê vir jou, elke keer as jy in hierdie straat afloop, 1 uit elke 5 mense wat in hierdie straat afloop, hulle word aangeval en met 'n mes gesteek. Sou jy in daai straat afgeloop het? Heel moontlik nie. So hou nou hierdie paar vrae net in jou gedagtes, en oor so rukkie gaan ons terugkom na hierdie toe, dan gaan julle sien hoekom ek vir julle hierdie vraag gevra het. Die Bybel sê vir ons in Genesis hoofstuk 2 vers 18, onthou die titel vir ons praatjie vanaand is, Mama, ek wil 'n vrou hê. Ken julle daai liedjie? Ja. Mama, ek wil 'n vrou hê, wat 'n vrou my liewe seun. Nou ek weer 'n Sabbat, ek gaan nie die hele liedjie sing nie. So Genesis 2 vers 18 sê vir ons, ook het die Here God gesê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom 'n hulp maak wat by hom pas. So van die begin af het die Here gesê, dis nie goed vir ons om alleen te wees nie. Die Here wil vir ons 'n hulpmaat gee. So hoeveel van julle hierso is getroud? So 'n paar van julle. So ek is ook getroud. Party van julle het seker al my vrou ontmoet, en ek het 4 kinders. So ek het 'n hulpmaat wat die Here vir my gegee het, en dit sê hierso vir ons, die Here sê, dis nie goed vir mense om alleen te wees nie. En die Gees van Profesie sê vir ons, die huwelik is iets wat jou lewe sal inpak en beïnvloed, beide in hierdie wêreld en in die wêreld wat kom. So dis 'n baie belangrike besluit. Ek sal sê die 2 belangrikste besluite wat jy ooit in jou lewe gaan neem. Die eerste besluit is om Jesus aan te neem in jou lewe, en die tweede besluit wat jy gaan neem is as jy gaan trou. So dis hoekom ek hierdie praatjie gee vir julle, want julle is nog nie getroud nie.
en nie vir die mense aan die ander kant nie, want hulle is al soos vir 60 jaar getroud. So ek kan julle nog help in hierdie spesifieke aspek van julle lewe en vir die mense daar aan die ander kant, daai bootjie het al lank al uit die hawe uitgevaar, so vir hulle is dit miskien bietjie te laat. So ek wens dat toe ek julle ouderdom was, dat iemand het die preek gegee wat ek vanaand vir julle gaan gee. So ek weet nie, partykeer sê mense mos jong mense het net so 'n 15 minute konsentreer, wat noem hulle dit? Aandagspan of wat? Ek weet nie wat se Afrikaanse woord nie. Maar ek weet nie of dit waar is nie, want weet in Sterk Hardcore en New Metro, hulle flieks is almal nog soos 2 ure lank en alles. So ek kan nie dink dat hulle gesê het, weet die nuwe flieks wat uitkom is nou net 15 minute lankie. So ek dink dit hang maar af waarvan wat jou interesseer. Ek dink as jy geïnteresseerd is in iets, dan sal jy gewillig wees om nogal lang tyd te spandeer om daarna te luister. Maar as ietsie nie interessant is vir jou nie, dan gaan jy nie so maklik daarna wil luister nie. So partykeer as iemand praat oor iets wat ek geïnteresseerd is, kan ek luister vir baie lank. As iemand praat oor iets wat ek nie geïnteresseerd is nie, dan na 2 minute of 3 minute, dan gee ek glad nie meer om nie. So ek weet nie, maar ek dink waar ons vanaand gaan praat is regtig baie belangrik. So ek het nou genoem hierso dat die Here wil nie ons met alleen wees nie, dat die huwelik beïnvloed ons lewe hier op hierdie aarde en ook ons lewe selfs na ons lewe hier op hierdie aarde. Nou dis baie belangrik om mense te leer ken voordat jy met hulle trou. Hierdie nuusartikel sê hierso vir ons, daar was 'n man in België gewees en na 19 jaar het hy uitgevind dat sy vrou is eintlik 'n man. So dit is maar net een voorbeeld van hoe dit nogal belangrik vir jou is om seker te maak dat jy ken die persoon voordat jy met iemand trou. Dit is nog wel 'n skok wees, nê? Nee. Wat is dink nou aan die vraag wat ek julle vroeër gevra het, wat as ek nou vir julle moet sê, as ek vir jou vanaand sê, een uit elke 3 mense wat jy gaan trou, gaan vir jou jok of hulle 'n man of 'n vrou is en jy gaan opeindig met die verkeerde persoon. Dan sê jy miskien bietjie baie versigtig gedink het. Hierdie selfde man, hy sê, toe hy uitgevind het dat sy vrou is eintlik 'n man, sê hy, nou verstaan hy ook hoekom sy nie so goed is met stryk en kos maak nie. Dis ook wat hy gesê het. So, dit is nogal 'n hartseer ding, klink dit my, wat in sy lewe gebeur het. Na 19 jaar vind hy uit dat sy vrou is eintlik 'n man wat miskien harder slaan as hy. So, as een uit elke 3 mense wat jy mee trou, sou gejok het of hulle 'n man of 'n vrou is, miskien sy bietjie mooi daaroor gedink het of jy regtig wil trou. Daarom is dit nou nie waar nie. Maar, wat as ek vir jou gesê het, een uit elke 2 mense wat trou met iemand wat nie dieselfde as hulle glo nie, gaan hulle geloof opgee in Jesus. Sou jy dan gewillig gewees het om met iemand te trou wat nie dieselfde glo as jy nie? As jy nie gewillig is om op 'n vliegtuig te klim nie, wat 1 uit 2 van die vliegtuie is gewillig of gaan val en gaan crash. En as ek vir jou sê, wel, 1 uit elke 2 mense wat met iemand trou wat nie dieselfde as hulle glo nie, gaan hulle geloof opgee in Jesus. Wat sou jy dan gedoen het? Sou jy nog gesê het, jy weet, maak nie saak nie, ek gaan nou maar aangaan met daai persoon trou en 50% kans dat ek nie meer in Jesus gaan glo nie en speel ek nie net met my lewe hier op hierdie aarde nie, maar selfs die lewe hierna, soos wat ons nou net gelees het. Daar's 'n persoon in die Bybel wat jy al van gehoor het, koning Salomo. En koning Salomo, hy het baie uitlandse vrouens het hy lief gehad. Ek dink in die Bybel is hy seker die persoon wat die meeste vrouens gehad het. Meer as 700 vroue. So jy kan net dink, jy weet, soos as jy een dag saam met 'n vrou spandeer, soos 1 keer elke 3 jaar wat hy een van sy vrouens gesien het. Soos, hey, ja, ek het dit 3 jaar terug gesien. En dit was een van sy vroue, maar meeste van dit was maar eintlik soos vir politieke redes gewees. En die Here het spesifieke instruksies vir hulle gegee. Die Here het gesê, julle mag nie met hulle meng nie. En hulle mag nie met julle meng nie. Wat is die rede daarvoor gewees? Hulle sal voorwaar julle hart verlei agter hulle gode aan. En Salomo het hulle met liefde aangehang. So al het die Here vir sy mense gesê, moenie gaan trou met die mense wat nie dieselfde glo as julle nie. Sê die Bybel vir ons, Salomo het met liefde het hy hierdie mense aangehang. Die gees van profesie praat oor Salomo, het sê vir ons, Salomo het homself gevlei, dat sy wysheid en die krag van sy voorbeeld, sy vrouens van afgoderry na die aanbidding van die ware God sou lei. En ook dat die bondgenootskappe wat so gevorm word, die nasies rondom in noue kontak met Israel sou bring. Ydelle hoop. Dis die baie selfde verskoning wat ek al baie keer gehoor het. Ek gaan vanaand eerlik met julle wees, ek het al baie mense raad gegee as dit kom oor verhoudings. En op die oomblik is dit 100% van die mense wat nog nooit na my geluister het nie. Dat nog nooit ooit enige iemand na my geluister as ek hulle advies gegee het oor verhoudings nie. En gaan probeer dit bietjie. As jou vriend of jou vriendin met iemand uitgaan en jy gesels met hulle en jy sê vir hulle, ek dink jy daai is die regte persoon vir jou nie. Ek dink jy moet hulle bietjie beter leer ken of jy moet bietjie meer tyd spandeer. Ek dink julle vriendskap gaan net so wonderlik soos 'n blommetjie wat so gaan bloei. Dit gaan net nie gebeur nie. Ek dink hulle gaan miskien ophou met julle praat. En dan wat gebeur is,
al die mense wat nie na my luister nie, oor so 'n paar jaar, en dan kom hulle terug, dan sê hulle, Armin, wens ons het na jou geluister. Dit het al so baie keer met my gebeur. Want die mense, hierdie is duisende jare terug, in 2025, ek hoop dat julle weet, dat ons as mense, is glad nie so slim as wat ons dink nie. Ons is eintlik baie, baie dom. Jy het toilets wat flush, ons het elektrisiteit, ons het selfone, ons het laptops en kameras, en keyboards, en al hierdie tipe dinge, en dit laat ons dink dat ons is slim. Maar jy en ek persoonlik het niks bygedra tot die ontwikkeling van al hierdie tegnologie wat ons nou het nie. Ons het al hierdie tegnologie net as gevolg van iemand anders wat slim was, wat dit vir ons gegee het, en nou dink ons is baie slimmer en beter as die mense wat prentjies in die grotte op die mure geteken het, maar eintlik is ons nog presies dieselfde. Ons is glad nie so slim as wat ons dink nie. Die Here ken die hoeveelheid hare op jou kop. Jy weet nie eens hoeveel tande jy in jou mond het nie. En dan dink ons dat ons is slimmer as die God van die heelal wat vir ons al hierdie raad gegee het, duisende jare terug, dan maak die mense nog presies dieselfde fout. Weet jy hoeveel tande jy in jou mond het? Heel moontlik nie. Ek dink meeste van die mense in hierdie kamer weet nie eens hoeveel tande hulle in hulle mond het nie. En dit moet vir jou mind-blowing wees, dat ons dink ons is so slim, dat ons wil gaan teen wat die God van die heelal vir ons sê, en al die voorbeelde wat ons klaar het, en ons maak dieselfde foute oor en oor. Ons as mense is verskriklik dom. Baie, baie dom. So hierso is Salomo, en vandag sê die mense nog presies dieselfde ding. Hulle sê, my voorbeeld gaan ek daardie persoon oorwen na my geloof toe, sodat hulle dieselfde as my gaan glo, en al daardie mooi stories. Daar's al baie studies wat gedoen het, tussen 70 en 80% van die mense, wat met mense trou, wat nie dieselfde as hulle glo nie, gaan ophou om te glo, wat hulle geglo het aan die begin. As daar 'n riviertjie is, met 'n groot afgrond af, en ek sê vir jou, elke of 80% van die mense wat probeer om hier so oor te spring, val by die afgrond af, gaan jy oor daai afgrond wil spring? Moontlik nie. So, hoekom vat ons nie dieselfde denke, en ons pas dit net toe in ons verhoudings nie? Want as jy gaan trou met die goeie en die regte persoon, gaan jou lewe soos hemel op aarde wees. Maar as jy gaan trou met die verkeerde persoon, gaan jou lewe op aarde 'n hel wees. En ek kan dit nie genoeg beklemtoon nie. Meeste van die mense wat ek ontmoet wat probleme het met mense getrou wat hulle nie meer moes getrou het nie. En dit vernietig hulle bruikbaarheid vir die Here vir die res van hulle lewe. Dit is 'n baie, baie belangrike besluit wat jy moet neem. En ek weet nie of julle ouers met julle daaroor gaan praat, of julle predikante met julle daaroor gaan praat nie, maar iemand moet dit vir julle sê, en ek is nou gelukkig die ou wat dit vanaand vir julle moet sê, maar as jy met iemand gaan trou, wat nie dieselfde as jy glo nie, veroorsaak jy ongelooflik baie probleme vir jouself. En dit pas toe op elke aspek van jou lewe. Ek sê nie, gaan trou met 'n persoon wat Adventist is, net met 'n persoon wat Adventist is nie. Self met mense wat Adventiste is, moet jy seker maak dat dis mense wat dieselfde glo as wat jy glo. Want as ek hou van pikkewyne, en ek wil die pikkewyne oppas, want global warming maak al die pikkewyne dood, en ek gaan trou met 'n vrou wat pikkewyne doodskiet met 'n pyl en boog om pikkewyne hamburgers te maak om te verkoop in haar restaurant, hoe dink julle gaan daai huwelik uitwerk? Ek kan vir julle sê hoe gaan dit uitwerk. Dit gaan nie uitwerk nie. So dis baie, baie belangrik dat ons met mense trou wat dieselfde as ons glo. Ek kan nie ophou om daai punt so te beklemtoon nie. Die Gees van Profesie sê vir ons, een van die grootste gevare wat die mense van God vandag tuister, is die van die omgang met die goddeloses, veral om hulself in die huwelik met ongelowiges te verenig. So, nou vanaand, die 10de van die 10de Oktober 2025, het iemand vir julle nou hierdie gesê. So don't say we didn't tell you so. Dit is so baie belangrik. En al preek ek hierdie vanaand, ongelukkig volgens die statistieke, is daar iemand hier in die kamer wat nie gaan luister wat ek vanaand gesê het nie, en hulle gaan nog steeds die teenoorgestelde gaan doen, en hulle gaan baie onnodige hartseer en ongeluk in hulle lewe hê. Hoekom? Nie omdat hulle nie na my geluister het nie, maar omdat hulle nie na die Bybel geluister het nie. En dit is 'n punt wat ons heeltemal gaan sien oor hierdie naweek, dat al die probleme in ons lewe kom omdat ons nie gehoorsaam is aan wat die Here vir ons sê nie. Nou dit is nou Salomo se storie gewees. En toe gaan Salomo nou dood. En Salomo, ek kan nie vir julle verduidelik nie. Salomo het so sleg geraak as gevolg van sy vrouens. Ek wil nie sê dat alle vrouens is sleg en goed is dit nie, okay? Party vrouens is wonderlik. Die vrouens wat hy getrou het wat nie lief vir God was nie, is so sleg. Julle weet wat is die bekendste storie seker van Salomo? Dis daai storie wat mos die vrouens het mos so gelê, toe lê hulle mos die baba dood, en toe is daar een babietjie oor, en toe kom hulle na Salomo toe, en toe beklei hulle nou oor wie se babietjie dit is. Julle ken daai storie. Toe sê Salomo, okay, kom ons sny die babietjie in die halfte. Toe sê die een wat nie regtig die ma is nie, okay, ja, kom ons doen dit, die een wat regtig die ma sê, nee, gee dit nou maar liewer vir die ander een. En toe sê Salomo, nou
weet hy wie's die regte ma. Dit was toe Salomo nog lief was vir die Here. Nadat Salomo met die Egiptiese prinses getrou het en al hierdie tipe dinge, het hy so erg in hulle afgode ingegaan, dat Salomo het tempels gebou vir hulle gode, waar die mense gekom het om hulle kinders te offer, as offergawes aan hierdie afgode. Van 'n ou wat soos 'n kind gered het, na 'n ou waar duisende mense gekom het om hulle babas te offer, as offerandes en goeders aan afgode. Dit is die extremes wat gaan gebeur wanneer ons ongehoorsaam is aan die Here. Jy sit nie vanaand hierso en jy dink, jy gaan iets super sleg in jou lewe doen nie. Maar dit is wat gaan gebeur. Dit is hoe ons gaan gly in ons lewe wanneer ons gaan ongehoorsaam wees. En dit moet ons oë nou oopmaak terwyl ons nog nie in daai situasie is nie. Want daar's baie mense wat hier so langs aan sit wat al klaar keuses gemaak het en ons kan net bid en hoop dat hulle het goeie keuses gemaak in hulle lewe. En jy het nog daai geleentheid om die keuse te maak in jou toekoms, so is goed vir jou om die regte keuse te neem. En Salomo het so baie slegte keuses gemaak. Hy het die mense erge belasting gevra. Dat die mense het nie genoeg geld gehad nie en die mense het nie meer baie van hom gehou en al daai tipe dinge. En toe hy nou eendag doodgaan, toe moet iemand oorvat van Salomo af. En sy seun, ek weet nie hoe dit wat in Afrikaans is nie, ietsie soos Rehabiam of ietsie soos dit. Die mense sê toe vir hom, "U vader het ons juk hard gemaak. Maak u dan nou die harde diens van u vader en sy swaar juk wat hy ons opgelê het ligter, dan sal ons u dien." Dis wat die mense nou gesê het vir die nuwe ou wat nou die koning moet wees, daar het Salomo nou weg is. En toe moet hy nou 'n besluit neem. En daarop hou koning Rehabiam raad met die oudstes, wat voor sy vader Salomo gedurende sy lewe gestaan het. En hy vra, "Wat raai jy aan om hierdie volk te antwoord?" En die ou mense spreek met hom en sê, "As u vandag 'n dienaar van hierdie volk word en hulle dien, en hulle antwoord en met vriendelike woorde hulle toespreek, sal hulle altyd u dienaar wees." So, dien die mense, is die raad wat die ou mense vir hom gegee het. Dan gaan die mense jou dien. Hulle sê vir hom, maar hy het die raad van die oudstes wat hulle hom gegee het in die wind geslaan en raad gehou met die jong manne wat saam met hom groot geword het en voor hom gestaan het. En hy vra hulle, "Wat raai julle aan dat ons hierdie volk sal antwoord, wat my toegespreek het en gesê het, maak die juk wat die vader ons opgelê het ligter." En die jong manne wat saam met hom groot geword het, antwoord hom en sê, "So moet u hierdie volk antwoord wat met u gespreek en gesê het, u vader het ons juk swaar gemaak, maar maak u dit ligter oor ons. So moet u hulle antwoord, my pinkie is dikker as my vader se lendele. Het my vader dan nou 'n swaar juk op julle gelaai, ek sal by julle juk nog byvoeg. Het my vader julle met 'n sweep getuigtig, ek sal julle met gesels tuigtig." So, hierdie seun van Salomo het 'n keuse, om na die ou mense te luister, of om na sy jong vriende te luister. Die ou mense sê vir hom, dien die mense van Israel, moenie so erge belasting vra soos jou pa Salomo, wat soos al die afgode gedien het en alles soos dit nie. En hy luister nie na hulle nie, en hy gaan na die jong mense, en wat sê die jong mense vir hom? Meer belasting, meer werk vir die mense. En wie kies Rehabiam om te volg? Nie die ou mense wat in daai saal sit nie, hy kom volg die mense hierso in die jeugsaal. En wat gebeur toe? Toe breek die hele Israel, ek weet nie of julle die storie ken nie, die hele Israel het in 2 gesplit, as gevolg van hierdie man, wat nie wou geluister het, na die ou mense met die grys hare nie, maar liewers na die jong mense. Daar's 'n baie belangrike les vir ons om te leer. Weet julle wat wens ek? Ek wens dat by ons kampvergadering en by Sodawin kampvergadering en elke kampvergadering, dat daar was nie so iets soos 'n volwasse saal en 'n jeugsaal nie. Ek wens dat ons almal was net saam. Maar hoekom kan die ou mense nie na dieselfde boodskap luister as wat ons vandag na luister nie? Of hoekom kan ons nie na dieselfde boodskap luister as wat hulle na luister nie? Ons is besig om soos 2 groepies te hê, waar ons luister na een ding en hulle luister na 'n ander ding, en ek dink net nie dis nodig nie. Ek dink is goed vir ons as ou mense en jong mense om saam te kom en saam te luister en saam te werk. Want hulle het baie wysheid en ondervinding waarby ons kan leer, en ons het die energie om dinge te doen wat hulle seerig en afknie en goeders nie meer kan doen nie. En dit sal wonderlik wees as ons almal net bietjie kan saamwerk. Want my kinders is 2,5 jaar oud. Ek het 'n drieling. So my drieling is 2,5 jaar oud. Ek gaan nie na my drieling toe en ek sê vir hulle, "Hallo julle, wat wil julle vanaand eet vir aandete?" En dan sê hulle vir my, "Pappa, ons wil roomys hê." Dan sê ek vir hulle, "Goeie idee." En dan gaan koop ek vir hulle roomys vir aandete. En dan môreoggend sê ek vir hulle, "Hey drieling, wat wil julle hê vir ontbyt?" Dan sê hulle, "Pappa, ons wil graag 'n Magnum roomys hê." En dan sê ek, "Goeie idee." Dis wat hulle voorgevra het, dan koop ek vir hulle roomys vir breakfast en roomys vir lunch en roomys weer vir aandete en roomys. Dit klink soos 'n dom idee. Ek gee vir my kinders groente. En ek gee vir hulle vrugte, en ek gee vir hulle oats, en ek gee vir hulle rys. Dis nie waarvoor hulle gevra het nie. Hoekom gee ek dit vir hulle? Want dit is goed vir hulle. En in ons kerke is dit nie altyd 'n goeie idee om te luister na alles wat die jong mense sê en wat die jong mense vervra nie. Want die dinge wat die jong mense vervra en die dinge wat die jong mense altyd sê, is nie altyd die goeie en die regte dinge nie. Dit is wat ons kan leer uit die storie van Salomo se seun, wat die hele volk opgemors het omdat hy geluister het na die verkeerde mense.
So kom ons vat net 'n stapie terug en ons dink net baie mooi oor ons lewe en die kerk en hoe ons mense se raad moet volg, want daar's baie ou mense wat baie goeie raad het en dit gaan ons baie help om by hulle te leer. Want weet julle wat? As ek dink in die ou mense se dae was die kerk so streng geweest. Nee, vra 'n bietjie vir hulle. Ja, die kerk was so streng geweest, maar weet jy wat? Meeste van hulle is nog in die kerk. En in my dae is die kerk nie meer so streng nie. En weet jy wat? Meeste van my vriende is nie meer in die kerk nie. So, wow, miskien is daar iets wat ek daai moet leer. Miskien het iets 'n bietjie verkeerd gegaan langs die pad. Want die kerk wat ek in groot geword het en die kerk wat vandag is glad nie meer dieselfde nie. Baie dinge het verander en ietsie lyk nie lekker nie, want dit lyk nie asof ons besig is om te wen nie. Dit lyk asof ons besig is om te verloor. Die Bybel sê vir ons in Amos hoofstuk 3 vers 3, sal twee met mekaar wandel tensy hulle eers afgespreek het. En dit gaan nie net oor verhoudings met mense wat trou nie. Dit gaan ook met verhoudings met jou vriende. En ja, dis harde dinge, maar ons moet daarna luister. Die gees van profesie sê vir ons, dit is nie veilig vir Christene om die gemeenskap te kies van diegene wat geen verbintenis met God het nie. Tog, hoeveel verklarende Christene waag hulle op die verbode grond? Dit gaan nie net met die persoon met wie jy trou nie, maar dit gaan oor wie jou noue vriende is. Hierdie is twee hoofredes hoekom baie van die jong mense nie meer in die kerk is nie. Die eerste rede is omdat hulle trou met mense wat nie dieselfde as hulle glo nie. En die tweede rede is want baie van hulle vorm nou vriendskappe met mense wat nie dieselfde glo as wat hulle glo nie. Nou, jy mag miskien wonder, maar hoe gaan ons dan mense bereik as ons nie vriende kan wees met mense wat nie dieselfde glo nie? In Lukas hoofstuk 15 is daar 3 stories. Die eerste storie is van die skapie, die tweede storie is van die muntstuk en die derde storie is van die seun. So die eerste storie is daar 'n ou wat 100 skape gehad het. Een van sy skape het verlore gegaan en hy gaan toe los die 99 en hy gaan soek die een skaap en hy bring die een skaap terug en almal was baie bly geweest. En die tweede storie is 'n vrou wat 10 muntstukke gehad het. Sy verloor een muntstuk, sy vee haar hele huis uit en alles en sy kry die muntstuk en sy's baie gelukkig en sy nooi al haar bure om te kom celebrate. Die derde storie is 'n storie van 2 seuns wat saam met hulle pa in die huis gebly het. Die jongste seun is moeg vir sy pa se reëls in die huis. Hy vat sy erfposie, hy waai uit die huis uit, hy gaan partytjie in die lewe. Hy gaan doen wat ook al hy wil doen, tot al sy geld klaar is en al sy vriende het hom gedrap want hy's 'n loser wat nie meer geld het nie. En hy sê, kom ek gaan nou maar terug na my pa se huis toe, miskien kan ek in my pa se huis werk as 'n diensknegt. En hy gaan terug na sy pa se huis toe en sy pa het 'n groot partytjie vir hom. Daar's iets baie belangrik wat ons moet leer uit hierdie stories uit. Hoekom het Jesus nie net een storie vertel nie? Hoekom vertel hy 3 stories? Want in elke storie is daar iets wat anders is. In die storie van die skapie weet dat hy is verlore, maar die skapie weet nie die pad terug nie. Katte en honde is baie slim. Ek het al stories gehoor van katte wat soos magically gedisappear het en dan soos oor 9 maande hoor hulle geluid by die deur en dan doef, daar staan die kat weer voor die deur. Of soos op 'n oom hulle se plaas, vang die luiperd soos sy bokke en sy skape en dan vang hulle die luiperd en dan gaan sit hulle hom daar ergens naby Kaapstad by 'n plek en dan oor 'n paar maande, boem, daar's die luiperd weer terug op hulle plaas en vang die bobiane en die skape en wat ook al. Maar wanneer laas het jy 'n storie gehoor van iemand wat sy skaap weggeraak het en hulle hoor 'n geluid by die huis se deur en soos 9 maande later, staan die skaap daar en hy sê, dit werk nie so nie. Die storie van die skaap verteenwoordig die mense wat weet dat hulle is verlore, maar hulle weet nie hoe om na Jesus toe te kom nie, hulle ken nie die regte pad nie. Die storie van die muntstuk, 'n muntstuk weet nie eers hy's verlore nie, want hy's nie 'n lewende mens of wese nie. So die muntstuk weet nie hy's verlore nie, die muntstuk weet nie hoe om terug te spring in jou beursie nie. Die skaap weet dat hy's verlore, maar hy weet nie hoe om terug te gaan na die kraal toe nie. Maar die derde storie, die seun weet hy's verlore, maar hy weet ook hoe om terug te gaan. En as jy kyk na daardie 3 stories, die herder het uitgegaan om die skapie te vind, die vrou het gegaan om haar muntstuk te soek, maar die pa het nooit uitgegaan om sy seun te soek nie. Het julle dit al agtergekom? In al 3 hierdie stories is die seun die een wat moes terugkom na sy pa se huis toe. Hoekom? Want hy het die plek geken. En dit is 'n baie belangrike storie. Wat is die konteks van Lukas hoofstuk 15? Dit begin in die eerste 2 verse waar die fariseërs gekla het oor Jesus wat gaan sit het en geëet het saam met sondaars. En dan vertel vir Jesus vir hulle hierdie storie, want hy probeer vir die mense verduidelik, jy moet gaan om te soek na hierdie en hierdie, maar nie na hierdie nie. Die tipe mense wat vir jou sê, ek weet dat die Here wil hê ek moet dit doen, maar ek gaan dit nie doen nie. Dit is die tipe mense wat jy nie meer vriende moet wees nie. Die tipe mense wat verkeerde dinge doen, maar hulle weet nie wat reg is nie, is die tipe mense wat jy moet bevriend sodat jy hulle kan help. Maar die tipe mense wat vir jou sê, ek weet ek moet die Sabbat heilig hou, maar ja, dis nie gemaklik vir my nie. Ek weet ek moet nie dit eet nie, of ek moet nie dit doen nie, maar jy weet, ek kan nie dit opgee nie. Dit is die tipe mense soos die verlore seun. Jy kan gaan uitgaan en jy kan die persoon gaan soek, maar die enigste ding wat die persoon gaan terugbring is hulle self. Selfs in die Bybel, in die boek van Johannes, soos die Johannes aan die einde van die Bybel, nie die evangelie Johannes nie, sê Johannes, hy sê nie eers vir jou dat jy moet vir sulke mense bid nie. Want daardie mense ken klaar die pad, hulle weet klaar wat hulle moet doen.
Die enigste ding wat hulle lewe kan verander, is 'n persoonlike keuse wat hulle moet maak. As jy gaan vriende maak met mense wat vir jou gaan sê, ek weet dit is wat God sê, maar ek gaan dit nie doen nie, is jy besig om jouself op te stel vir groot hartseer in jou lewe. Jy kan dink, net so Salomo gedink het, dat jou voorbeeld gaan so wonderlik wees en jy gaan hulle wen na jou kant toe en presies die teenoorgestelde gaan gebeur. Hulle voorbeeld gaan jou oorwen na hulle kant toe. So, dis baie slim en wys van ons as ons leer na wat Jesus vir ons sê, in plaas van om te luister na wat ek sê, of jou predikant sê, of 'n amazing movie wat jy gekyk het, of 'n boek wat jy gelees het, of enigiets soos dit. Dis baie slimmer en wyser vir almal van ons as ons net gaan luister en doen wat Jesus vir ons sê. En dan 'n derde les. So dis ons eerste les, moenie met iemand trou wat nie dieselfde as jy glo nie. En die tweede les is, moenie noue vriendskappe vorm met mense wat weet wat reg is, maar dit nie doen nie. Ek het baie meer simpatie met mense wat buite die kerk is, wat verkeerde dinge doen, as mense wat binne die kerk is, wat verkeerde dinge doen. Want die mense buite die kerk, hulle weet nie wat die regte ding is nie. Hoe kan jy verwag van hulle om die regte ding te doen? Maar dis ons eie mense binne in die kerk, wat al die lig het, wat die Bybel het en die gees van profesie en alles het, maar doen dit nie. Dit is die mense wat hulle huis op die sand bou, nie op die klip nie. En alles lyk mooi, en ons kan kom preekie voor, en ons kan die liedjies sing, en alles lyk mooi, totdat die storm eendag gaan kom. En dan gaan hy die onderskeid maak tussen die huis wat gebou is op die rots, en die huis wat gebou is op die sand. En ons hoef nie eers te wonder oor wat daai twee stories beteken nie. Jesus self verduidelik vir ons in die Bybel wat dit beteken. Hy sê die mense wat bou op die rots, is die mense wat nie net luister nie, maar dit ook doen. En die mense wat bou op die sand, is die mense wat luister en dit nie doen nie. En dit is die nommer 1 probleem in ons wêreld vandag. Dis dat mense weet wat is reg, maar hulle doen dit nie. Dit is nie dat ons kort meer kennis nie, ons kort meer seminare, ons kort meer kampe of enigiets soos dit nie. Nee, ons kort net mense wat gaan volg die dinge wat hulle klaar geleer het, die dinge waarna hulle reeds geluister het. Dan nommer 3, ons laaste een vir vanaand. Daar is geen invloed in ons land wat kragtiger is om die verbeelding te vergiftig, godsdienstige indrukke te vernietig en die begeerte na die rustige plesiere en nuttige realiteite van die lewe te stomp as teatervermaak nie. Videogames, flieks, daai goed gaan jou verhouding met die Here heeltemal vernietig. Iemand moet dit vir julle sê. Ek weet nie of julle maat vir julle sê nie, of jou pa vir jou sê nie, weet nie of jou predikant dit vir jou sê nie, miskien speel hy saam met jou videogames en kyk saam met jou flieks. Die feit is net, dit gaan jou verhouding met die Here vernietig. Mense kan staan en hulle kan vir hulle jok en sê dis okay, soveel as wat hulle wil, maar dit is nie okay nie. Die rede hoekom ons nie pornografie kyk nie, is omdat pornografie is teen die 7de gebod. Maar hoekom is dit okay om flieks te kyk wat die 9de gebod, of die 10de gebod, of die 5de gebod, of die 2de gebod verbreek? Ons is heeltemal inconsistent, ek weet nie wat dit in Afrikaans is nie, inconsistent met hoe ons hierdie goeders toepas in ons lewens. Ons sê ons is lief vir Jesus, en ons sing hierdie mooi liedjies van Jesus en al hierdie tipe dinge, en Jesus wat gesterf het aan die kruis vir mense wat jok en steel en egbreek pleeg, maar dan gaan ons na die cinema toe of by die huis of Netflix of wat ook al, en dan kyk ons flieks waar mense steel en jok en egbreek pleeg, en al daai dinge waarvoor Jesus moes gesterf het. Dit is asof daar 'n persoon is, wat iemand in jou gesin verkrag, en dan wat jy doen vir jou vermaak is, jy gaan en jy gaan kyk flieks van daai persoon en jy vereer daai persoon. Dis is wat ons doen. Ons maak soos 'n bespotting van God en wat hy vir ons gedoen het. Want ons is besig om ons tyd te mors met al hierdie dinge van die wêreld. Die videospeletjies van ek kan nie imagine, is daar regtig enigiemand in hierdie kamer wat dink dat Jesus gaan saam met jou sit en 'n videospeletjie speel waar jy mense doodskiet en 'n fliek kyk waar mense soos op hulle eerste date saam met mekaar slaap en al hierdie tipe ding nie. Is daar regtig enigiemand in hierdie kamer wat dit dink? Dis crazy. Wat doen ons? Hoekom jok ons vir onsself as dit? En dit was nie altyd so gewees nie. Dit was nie altyd in ons kerk so gewees nie. Hoekom is dit so vandag? Wat het verkeerd gegaan? Dat ons dink dit is normaal, ons dink dit is okay en ons is geen anders as die wêreld nie. Ons is presies soos die wêreld. Ons spandeer meer geld in die Sevende Adventiste Kerk, spandeer die gemiddelde lidmaat meer geld aan flieks elke jaar as aan offergawes vir sendingwerk. So wat is dan belangriker vir ons? Om die evangelie uit te dra in die wêreld of om Hollywood te support met al hierdie dinge wat alles is teen God se gebooie? Waar gaan ons iets kry wat die Here ondersteun en die Here ophef en sy 10 gebooie ophef? Dit bestaan net nie. Ons is besig om ons vir onsself te jok, vir onsself ietsie te maak, 'n afgod te maak, 'n afbeeld te maak van God wat net nie waar is nie. Die storie van Jona, God het vir hom gevra om na Ninive toe te gaan en hy sê toe nee, hy gaan na Tarsus toe gaan. En ek dink altyd aan hierdie storie en ek dink aan hoe ons lewe vandag. Jona daarso in sy huisie, dink seker toe by homself, okay, jy weet wat? Ek gaan nou buite my huis staan en weet as daar miskien 'n taxi is wat my na die hawe toe gaan vat wat Tarsus toe gaan, dan is dit miskien nou 'n teken van die Here. En hy gaan by sy huis, hy maak die deur oop en daar's 'n taxi en hy vra vir die taxi ou, waarheen moet ek gaan? En die taxi ou sê, hawe Tarsus toe. Sien? Dis die Here se wil vir my lewe, hy wil ek met Tarsus toe gaan. En daar kom hy by die hawe Tarsus toe aan en hy weet, ja, ek weet nie of hy nou mee 'n boot gaan oorwees nie. Die laaste boot was 5 uur, is nou klaar 6 uur.
weet nie of dit gaan werk nie. En hy kom en hy sien ons se laaste boot en hulle sê, ja nee, ons is laaste boot. Ons gaan Tarsus toe. Ja, moet die Here se wil wees. Hy kyk hoe maak die Here die deure oop vir hom in sy lewe. Is dit nie amazing nie? En hy dink, ja, maar ek het nie geld vir my kaartjie nie. Hoeveel kos die kaartjie? En die ou sê is R50 vir 'n kaartjie Tarsus toe. En hy sê, ja, ek weet ek het net R40 in my sak. En hy kyk in sy sak, R50. Ja, dit moet die Here se wil wees vir hom om Tarsus. Is dit nie amazing nie? En hy vra vir die ou, maar het jy nog 'n seat oop Tarsus toe want die boot lyk so vol? En die ou sê vir hom, is die laaste kaartjie net vir jou. Die laaste seat net vir jou, Jonah, Tarsus toe. Ja, is dit nie die Here se wil vir hom om Tarsus toe gaan nie? Kyk hoe die Here vir hom die deure oopgemaak. Ek moet met haar trou. Ek moet met hom trou. Kyk hoe die Here hierdie deure vir my oopgemaak. Maar die Here se woord het duidelik vir Jonah gesê om na Nineve toe te gaan. En dis presies dieselfde ding wat ons vandag doen. Jy wil enige ding uit jou duim uitsuig sodat jy net ongehoorsaam kan wees aan wat die Here sê. Die mense verbeelding om verskonings op te maak en op te soek vir sonde is die mees amazingste ding wat ek nog in my hele lewe gesien het. Ek het nog nooit die kreatiwiteit gesien van mense om verskonings op te maak sodat hulle net nie hoef te volg wat die Here vir hulle sê nie. Dit is net absolutely amazing. Ons hoef nie te gaan vir acting classes of iets soos dit nie. Ons is natuurlike voorgewers. In Johannes 10 vers 10, die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom dat hulle lewe en oorvloed kan hê. Jesus kom nie om jou lewe sleg te maak nie, om jou lewe te vernietig nie. Jesus sê hy kom om vir jou 'n goeie lewe te hê. En Satan is een wat vir jou sê, video games, flieks, trou met iemand wat nie soos jy glo nie, al hierdie tipe dinge. Ja, dan gaan jy 'n amazing lewe hê, jy gaan 'n lekker lewe hê. Dit is net nie waar nie. Dit is net nie waar nie. Hy's besig om vir jou te jok. Hy wys vir jou 'n koek en hy sê vir jou dis sjokolade en die Here sê vir jou dis hondepoef en jy dink nee, dis sjokolade. En jy gaan nadat die Here vir jou gesê dis hondepoef, nou gaan eet hierdie ding wat hy sê vir dis sjokolade en dan sê ja, dis hondepoef. Plaas dat jy net na hom geluister het. Mense sê altyd, ja, weet jy leer uit jou foute uit. Ja, dit is wat die dom mense doen. Weet jy wat die slim mense doen? Die slim mense leer uit ander mense se foute uit, sodat jy nie dieselfde foute hoef te gaan maak nie. Die Bybel sê vir ons die Gees van Profesie sê vir ons, die geluk van mense lê in hul gehoorsaamheid aan die wette van God. In hul gehoorsaamheid aan God se wet word hulle omring soos met 'n heining en bewaar van die bose. Niemand kan gelukkig wees en van God se spesifieke vereistes afwyk nie. Ek kan vanaand vir julle sê, die gelukkigste tye in my lewe is die tye wanneer ek volg wat die Here sê. En die slegste tye in my lewe is die tye wanneer ek nie volg wat die Here sê nie, wanneer ek ongehoorsaam is aan die Here. Dit beteken nie as jy gehoorsaam is, alles gaan net unicorns en butterflies en rainbows wees nie. Jy gaan baie probleme hê in jou lewe, maar jy gaan gelukkig wees. En jy gaan nie gelukkig wees as jy ongehoorsaam is aan die Here nie. Jy gaan nie gelukkig wees nie. Jy gaan ongelukkig wees. Dit is 'n waarborg wat die Here klaar vir jou gee. Jou keuse vanaand is net, jy moet kies of jy gaan glo wat hy sê en of jy nie gaan glo wat hy sê nie. En dis presies dieselfde keuse wat Eva gehad het in die tuin. Sy moes gekies het of sy gaan glo wat die Here sê en of sy nie gaan glo wat die Here sê nie. En jy kan sê dat Eva was dom, hoe kon sy so stupid fout gemaak het, en jy gaan presies dieselfde stupid fout maak as jy gaan glo wat die duiwel sê en nie glo wat Jesus vir jou sê nie, en jy gaan meer stupider wees as Eva, want jy is supposed om te leer uit haar voorbeeld uit, en sy het nie iemand voor haar gehad wat sy kon gesê het, o, dis wat daai persoon gedoen het of daai persoon gedoen het nie. In Deuteronomium, een van my gunsteling verse in die hele Bybel, ek hou van daai eerste woord, seker my gunsteling Afrikaanse woord, ag. Die Here in die hemel kyk neer na die mense en hy sê, ag. My vrou is nie van Suid-Afrika af nie, maar een woord wat sy altyd sê is, ag nee. Ag nee, ag nee, Armin, ag nee. Here kyk neer na die mense en hy sê, ag, as hulle maar so hard gehad het om my te vrees en al my gebooie altyd te onderhou, dat dit met hulle en hul kinders vir ewig goed kan gaan. Hoekom wil die Here hê jy moet gehoorsaam wees aan hom? Volgens hierdie teksvers, hoekom wil hy dit hê? Dat dit met hulle en hulle kinders vir ewig goed kan gaan. Dit is die rede hoekom die Here wil hê jy moet gehoorsaam wees. Dis nie omdat ek is koning van die heelal en almal moet luister wat ek sê of enigiets is dit nie. Dis sodat dit met jou goed kan gaan. En as jy gaan ongehoorsaam wees, gaan dit met jou sleg gaan. Dit is eenvoudig. Ek het nie enige magic boodskap wat ek vanaand vir julle gaan gee nie. Dis 'n eenvoudige boodskap en ek moet dit nou maar bring want die ongelukkige waarheid is dat ons luister net nie daarna nie. As jy gehoorsaam is aan die Here, gaan dit goed gaan in jou lewe. As jy ongehoorsaam is aan die Here, gaan dit sleg gaan in jou lewe. Dit is die feit van die lewe. En ons kan verskonings opmaak soveel as wat ons wil, maar die waarheid bly die waarheid, al glo niemand dit nie. Ons moet gewillig wees om die Here te glo. Hoeveel van julle het al gevlieg? Op 'n vliegtuig gevlieg, nie self gevlieg nie. Nou, voordat julle op daai vliegtuig geklim het, hoeveel van julle het na die pilot toe gegaan en vir hom gevra dat hy asseblief sy vlieglisensie vir julle moet wys?
Hoeveel van julle het dit? Dis fantasties. Hoeveel van julle, as ek vanaand vir julle moet vra, kan vir my die wetenskap verduidelik oor hoe 'n vliegtuig wat soos soveel duisende ton weeg in die lug kan vlieg? Daar mag miskien party van julle wees, maar ek dink meeste van julle kan nie vir my die wetenskap daarvan verduidelik nie. So julle wil vir my sê, julle wat al gevlieg het, julle was gewillig om in 'n vliegtuig te klim wat julle nie weet hoe dit werk nie, saam met 'n persoon wat julle nie eers weet of hy kan vlieg nie. Julle weet nie eens of hy ordentlik fiets kan ry nie, maar nou gaan julle in 'n vliegtuig saam met hom klim. Dit is hoe baie julle hom vertrou, maar die God van die heelal wat jou gemaak het, wat alles van jou ken, hy weet nie waarvan hy praat nie. Ons as mense is so dom. Ons is so dom. Ons is so dom. As jy gewillig is om dokter toe te gaan met 'n hoofpyn en hy gee vir jou medisyne wat jy nie eers kan uitspreek nie, die bestanddele het jy nog nooit ervan gehoor nie. Dit klink soos een of ander weird magic potion, wat jy weet glad nie wat dit is nie. As jy gewillig is om by 'n vliegtuig te klim met iemand wat jy nog nooit geken het nie, jy weet nie of hulle kan vlieg of hulle kan fietsry nie, kan jy nie net asseblief ook jou vertroue net vir die Here gee nie. Glo net bietjie wat hy sê en kyk net wat gebeur in jou lewe. In Psalm hoofstuk 34 vers 9 sê dit vir ons: smaak en sien dat die Here goed is. Welgeluksalig, gelukkig is die man wat by hom skuil. Smaak en sien dat die Here goed is. Ek kan vanaand vir julle sê dat my vrou kan wonderlike kos maak. Ek kan vir julle foto's wys hierso. Ek kan selfs die kos Suid-Afrika toe gebring het en ek kan dit hierso op die tafel sit en julle kan daarna kyk en julle kan dit ruik en ek kan hier sit en ek kan dit eet en ek kan aangaan om vir julle te verduidelik hoe amazing haar kos is. Maar daar's net een manier vir julle self om te weet hoe lekker haar kos is. En dit is, julle moet dit self proe, julle moet dit self eet. En dis wat die Here sê. Smaak en sien dat die Here goed is. Ek kan vanaand die hele aand hier staan en ek kan vir julle al die wonderlike dinge vertel van wat die Here in Thailand doen en Asië doen en die sendingveld doen en wat die Here in my lewe gedoen het en al hierdie, ek kan vir julle wille stories vertel. Wille is die wildtuin, crazy stories vertel. Maar dit gaan vir julle niks beteken as julle dit nie self gaan toepas in julle lewe en julle eie ervaring met die Here hê nie. Ek kan nie vir julle ervaring met die Here hê nie. Jou ma en jou pa en jou predikant kan nie vir jou ervaring met die Here hê nie. Jy self as 'n individu moet jou eie ervaring met die Here hê, met die Here se woord. Ek kan nie vanaand eet hulle wat sop en broodjies of wat ook al. Ek kan nie jou sop en broodjies eet vanaand sodat jou maagie gaan vol wees nie. Weet jy, as jy jou maagie wil vol hê, moet jy jou eie sop en broodjies vanaand eet. En as jy 'n ondervinding met die Here wil hê, dat jy kan weet dat hy waar is en dat jy gelukkig gaan wees saam met hom, moet jy self sy woord vat en jy moet dit self toepas in jou eie lewe. Want net om te weet wat sy woord sê, gaan nie vir jou enigiets beteken nie. Jy moet dit toepas in jou lewe. As Jesus eendag gaan terugkom, gaan hy nie sê, wat het jy anders gesê as die ander mense nie. Hy gaan vra, wat het jy anders gedoen? Maar daar's baie mense wat gaan sê, ek het duiwels uitgejaag en ek het dit gedoen en dat gedoen en dit gedoen en die Here gaan vir hulle sê, ek ken julle nie. Ek was by 'n leespoorkamp vergadering gewees en ek het gepreek en ek het liedjies gesing en ek het al hierdie wonderlike dinge gedoen en dan sê Jesus, ek ken jou nie. Dit gaan sak. Jy maak asof jy 'n Christen is, jou hele lewe, en dan kom jy op die einde van jou lewe, soos jy het nie sabbatsport gespeel nie, jy het nie dit gedoen nie en dit gedoen nie, maar jy het gefake dat jy 'n Christen is jou hele lewe, en dan kom jy daar op die tweede koms van Jesus en dan sê hy soos, ek ken jou nie. En as Michael Jackson sê, yeah, I was living the life, man. Ek het soos al my geld gebruik en ek het nie gemaak asof ek 'n Christen is nie. Ek het al die goeders gedoen. At least I had a good life. En jy was soos, ja, ek het gemaak asof ek Christen is. Wat 'n boring lewe is dit? Om so naby te wees, maar tog so ver. Amper 'n Christen, maar glad nie 'n Christen nie. Amper gered, maar heeltemal verlore. Omdat ek geweet het wat die Here sê, maar ek het net nooit tot daai punt gekom in my lewe waar ek eintlik gehoorsaam is nie. Ek het leespoort toe gegaan, geluister na die preek, hy het vir my gesê ek moenie met iemand trou wat nie dieselfde as ek glo nie. Whoopsie, ja, die Here het sy wil, ek het gebid en al was 'n reënboog in die lug is 'n teken van bo. Asseblief. Ja, ek kan dit nie verstaan nie. Ek kan dit net nie verstaan nie. Ek het al vir my vriend gesê, jy weet, die engele in die hemel, hulle moet seker neerkyk op die mense en hulle moet dink soos, ja, ek kan nie dink dat hierdie mense gaan saam met ons in die hemel bly nie. Hulle moet soveel vertroue in die Here hê om te kyk, ons is so dom. Ons is so dom. Ons is so dom. Jy moet jou eie ondervinding met Jesus hê. Smaak en sien dat die Here goed is. Dit is my uitnodiging vir almal. Ons gaan oor harde dinge praat hierdie naweek. En ek gee nie om nie, want ek werk nie in Suid-Afrika nie, so niemand van julle betaal my nie en niemand van julle gaan my fire nie. En ek weet nie of julle predikante dit vir julle gaan sê nie, so ek gaan dit net maar doen. So dan kan julle almal kwaad wees vir my en nog steeds goeie vriende met hulle wees. Maar iemand gaan dit vir julle moet sê, want as julle meer soos Jesus wil wees, dan moet jy 'n verandering in jou lewe maak.
Anders gaan jy soos vir die volgende 40 jaar lewe soos wat jy nou lewe en niks verander nie en jy gaan wees soos ja, ek het meer soos Jesus geword vir die laaste 40 jaar. Wat het verander? Niks nie. Ek lewe nog vir die laaste 40 jaar nog presies dieselfde. Kyk nog dieselfde flieks, eet nog dieselfde kos, luister dieselfde musiek, hang uit met dieselfde mense, trek nog dieselfde aan. What? What? Dis crazy. Dis crazy. Asseblief. Of julle nou die Here gaan volg of nie, ek gaan nie meer geld kry nie. Ek het nie 'n perd in hierdie reis nie. Ek het net iets goeds wat ek ervaar en ek sê net vanaand vir julle, asseblief, doen dit net. Of julle dit nou gaan doen of nie, jy's nie my kind nie, jy's nie my vrou nie, jy's nie my ma nie, jy's nie my pa nie, jy's iemand hier in Suid-Afrika, jy weet glad nie wat jou naam is nie. Jesus is lief vir jou. Jesus is liewer vir jou as wat enigiemand ooit vir jou gaan wees. Jesus het baie beter planne vir jou lewe as wat jy vir jouself het. En ek vra net vir jou om asseblief gehoorsaam te wees aan die Here sodat dit kan goed gaan met jou lewe. En as jy dit nie gaan doen nie, gaan jou lewe sak. Ja, ek weet nie wat die Afrikaanse woord is nie. Ek soos meer as 'n jaar terug Afrikaans gepreek. So asseblief. Ek smeek julle vir julle eie onthaalwe sodat julle baie onnodige hartseer en leed in julle lewe kan spaar. Smaak net en sien dat die Here goed is. Daarso waar julle sit, kom ons sluit net ons oë. Ek gaan vir ons bid. Ons Vader wat in die hemel is, ons wil vir U baie dankie sê vir U woord, wat 'n lig is, wat die pad vir ons wys, sodat ons nie in die duisternis hoef te wandel nie. Ons is dom, ons weet ons is dom, en ons is dankie dat U nog steeds lief is vir ons, al is ons so dom. Help ons, liewe Heer, sodat U vir ons wysheid sal gee, dat ons sal kies om ons geloof en vertroue in U woord alleen te sit, en nie in die idees van onsself, of van ons vriende, of van predikante, of ma of pa, wat ook hulle mag wees nie, maar in U woord alleen, want ons weet dat dit is die enigste en ware weg vir regte, ware vreugde en vrede in ons lewe. Dankie dat U liewer vir ons is, as ons ma's en ons pa's, ons boeties en ons sissies en ons vriende en ons vriendinne, enigiemand op hierdie aarde, en dankie dat ons kan weet, dat U planne vir ons lewe is beter as enige plan, wat ons ooit kan dink vir onsself. Help ons sodat ons nie sal luister na die leuns van die Satan nie, hy weet sy tyd is min, en hy haal al sy triks uit, om ons weg te hou van ware geluk af, sodat ons nie kan hê wat hy verloor het nie, die ewige lewe saam met U in die hemel. Gee ons elkeen 'n goeie nagrus, bring ons weer môreoggend hierso by mekaar, met harte wat oop en reg is, die goeie grond, wat kan luister na die saad, die woord wat gesaai kan word, sodat ons meer en meer soos U kan word, en minder soos onsself, dat ons identiteit in U gevorm kan word, dat ons deel kan wees van daardie 144.000, wat U seël sal ontvang, en gereed sal wees, wanneer U binnekort gaan kom op die wolke, om U kinders te kom haal. Ons bid en vra dit alles in Jesus se naam alleen. Amen.